Ons is besig met 'n reeks wat gaan rondom joune en ons praat rondom die gawes van die Heilige Gees en ons praat rondom die bediening wat God vir jou kom gee het en wat God se verwagting rondom dit is. Maar ek weet nie van jou nie, maar ons kom so baie keer met mense te doen wat hulle loop in die Bybel en dan bring hulle die Bybel en dit wat in die woord van God staan in konflik, in kontradiksie met wetenskap. Jy weet, dis daai ouens wat kom en sê, maar dit gaan net oor dit wat in die Bybel staan en amper asof wetenskap nie deel van God se plan is nie. Amper asof die feite wat in die wetenskap is en weet amper asof dit heeltemal iets abstrak is. Die feit van die saak is dat die woord van God vir ons vertel dat hoe in Genesis die Here die aarde gevorm het. En Job praat daarvan en jy sien wetenskap is eintlik die uitdrukking van God se wysheid. En hierdie goed loop nie noodwendig teenstrydig nie, maar vat baie keer hand aan hand en God wil juist daai wetenskap gebruik om sy wysheid aan ons te kan kom demonstreer en bekend te kom maak. So, waar leer ons wysheid? Ons kry dit by God en wat is wysheid? Wysheid is toegepaste kennis. Wysheid is om kennis wat ons ervaar in ons alledaagse praktiese lewe deel te maak van ons lewenswyse. So, wanneer ons praat van die kennis van God, die wysheid van God, is dit om hierdie fasette wat God vir ons kom leer het, deur sy woord, deur die natuur, deur die skepping, deur die wetenskap, te kan sien werk ook in ons alledaagse lewe en om daarmee rond te gaan. Wat vir my en Wanda belangrik is dat ons mense sal sien waar hulle gelukkig is in hulle self, verstaan wie hulle is en verstaan hoe God in ons en deur ons werk en die groter prentjie te kan verstaan as kampus, as gemeente, en wat se effektiwiteit ons kan hê wanneer ons nie verstaan hoe God met ons wil werk. En baie van ons mense wat kyk verstaan die wetenskap, is ouens wat ingebind is in struktuur, in kennis, in feite in. En daai staan nie teenoor geloof nie. Sien, baie keer wil ons mense hier goed met 'n konflik met mekaar staan. Jy weet, ek voel nie lekker nie, moet ek nou dokter toe gaan of moet ek nou nie? Of ek vertrou die Here vir 'n groter inkomste. Maar beteken dit nou begroting of nie begroting nie? En hierdie goed staan nie noodwendig in konflik teenoor mekaar nie. Dit vat hande, dit werk saam. En dit is God se plan met ons. Wat baie belangrik is vir ons verstaan in hierdie reeks waarmee ons besig is, praat ons bietjie uit 1 Korintiërs 12 uit. En die teksvers waarvoor ons vandag oor gesels, is vers 6. Hy sê die volgende: daar is talle aktiwiteite in die gemeente. Maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge kragtig in ons almal wil aktiveer. Jy sien, God se wysheid kom daarby, dat daar baie aktiwiteite in die gemeente is, waar ons by mekaar kom, op Sondag, in klein groepe, in bedieninge, in woordskool, maar ook waar ons funksioneer as liggaam van Christus en die sekulêre lewe, in ons alledaagse manier van lewe. Nou wat interessant is daardie woord, aktiwiteite, is hoe hom vertaal in die nuwe lewende vertaling. Maar die 83 vertaling praat van kragtige werkinge, die ou 53 vertaling praat van werkinge, die boodskap praat van spesiale dinge, en dan die Passion Translation praat van miracles. So daar's iets van hierdie krag, iets van hierdie energie, wat funksioneer wanneer ons God se krag sien in en deur ons lewenswerk. Nie die dynamiskrag van die Heilige Gees nie. So daar's 'n ander kragtige werking, daar's 'n ander energie waarvan hy praat. Nou die woord waarmee hierdie kragtige werking vertaal word, is die woord energia. Dit praat van die wysheid waarmee God die aarde geskaap het, die kennis wat God toegepas het, toe hy die aarde geskaap het, en alles wat daarmee saamgaan, nie die aarde nie, maar die hele skepping. En as ons dink aan die skepping, dan dink ons aan die groter wetenskap, nee. Ons dink aan die sterrekunde, ons dink aan die natuurwetenskap, ons dink aan die biologie, en daar is soveel van daai fasette, en dit is die energia waarvan hy praat. Dit is daai verskillende kragtige werking, en nou sê hy, hierdie funksioneer ook binne die liggaam van Christus. So, dit praat van die wysheid, dit praat van daai feitelike kennis, wat neergesit word in 'n praktiese toepassing, in verskillende fasette van ons lewens. En ek weet nie van jou nie, maar dit is vir my so belangrik dat ons sal verstaan hoe lyk hierdie goed. En daar is baie van ons vennote, miskien sit jy vandag en jy luister,
Wat iemand is wat uit 'n feitelike hoek alles wil beredeneer. En ek wil vir jou sê, dis goed, dis hoe God jou gemaak het. Jy hou van struktuur, jy hou van feite. Jy is die een wat sê, hoor hierso, kom ons kyk eers of die geld in die begroting is voor ons dit spandeer en dis wys. Jy is die een wat kom en sê, maar wat sê die mediese wetenskap daarvan en dis wys. Ek dink deel van dit het ons beleef in hierdie COVID-tyd, wat ons gesê het, maar God beskerm ons, maar daar is ook 'n mediese wetenskap, né, wat vir ons sekere feite op die tafel sit. Jy is dalk daai persoon wat kom en sê, ons wil graag gaan vakansie hou. Maar die vraag wat jy vra is dit somer of is dit winter? En hoe gaan daai vakansie lyk? So, daar's baie feitelike beklemtoning in jou lewe en jou manier van dink en jou manier beplan. Nou, God het jou so gemaak. Jy sien, een van die voorbeelde, ek dink wat belangrik is vir ons, binne die verstaan van hierdie, is om te gaan kyk na iemand soos Thomas se lewe. Jy sien, dis die ou wat kom en vra vir feite, dis die ou wat kom en vra vir kennis, dis die ou wat kom en hy vra vir statistiek, hy vra vir bewyse. En baie keer in die kerkewêreld kyk ons na hierdie ouens en sê, hoorie, ons wil nie noodwendig hierdie ouens deel maak van ons gesprekke nie, want dis die ouens wat die ongemaklike vraag vra, dis die ouens wat die blind spots uitwys in bediening, dis die ouens wat kom en sê, hoorie, maar hoekom doen julle dit? Hoekom doen ons nie dit nie? Of is hierdie wat jy sê gebaseer op die Bybelse waarhede, of is dit aannames, of is dit sommer net spekulasie? Dis die ouens wat baie keer kom en uitdagende vraag vra, nie omdat hulle as strand is of omdat hulle rebels is nie, maar omdat hulle wil seker maak dat die feitelike basis waarop ons funksioneer, gegrond is op die woord van God, en dat die akkurate feite sal wees. So dis mense wat jy graag saam met jou wil vat, wanneer jy beplan. Daar moet struktuur wees, daar moet beplanning wees, daar moet akkurate beplanning wees. Kolossense 4 vers 5 sê, hy sê, in julle verhouding met buitestanders, moet julle slim optree deur elke kans te benut. Met woorde wat julle altyd vriendelik en sinvol is, moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee. So met ander woorde, Paulus kom en hy sê, die manier hoe ons optree, gaan maak dat hulle wat die Here nie ken, wat buitestanders is, vra vir ons gaan vra. Hoe dink julle daaroor? Wat dink julle van die? Is julle beplanning akkuraat? Het julle gedink aan volgende jaar? Hoe lyk julle struktuur? Hoe lyk die gemeente se bestuur? Hoe lyk die leierskap binne in die gemeente? Hoe lyk julle prediking? Jy sien, in die oomblik wanneer daai vraag gevra word, dan is baie keer die persepsie, maar dis ouens wat ongelowig is. En dis nie die waarheid nie. Maar God het vir jou daai manier van dink gegee, sodat jy die vraag kan vra, sodat ons akkuraat kan optree. En nou gaan hy verder. Hy sê, met woorde wat vriendelik en sinvol is, moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te kan gee. Met ander woorde, akkurate antwoorde. Nie goed wat ons uit ons duim suig nie, nie goed wat ons net aanneem nie, nie filosofeer nie, nie sommer net dogmatiese stellings nie, maar akkurate beskrywing van dit waarmee ons werk, waar wetenskap ingetrek word, waar ons vir onsself sê, ons wil hoor wat die Here vir ons sê, want onthou, wetenskap en geloof staan nie noodwendig teenoor mekaar nie. Kyk wat sê Spreuke 3 vers 19, hy sê, die Here het die aarde met wysheid op sy plek neergesit, met insig die hemel oopgespan. So God in sy wese is wys, maar daar's insig, en daar's wetenskaplike feite by betrokke. En God kom en hy sê, dis nodig dat ek en jy se verstaan, hoe funksioneer daai? En God het van ons so gemaak om so te dink. En dis typies iemand soos Thomas gewees, waar hy gekom het in, hy staan bekend as die skeptiese Christen. Hy staan bekend as die ou wat alles bevraagteken. En ek weet, wanneer ons beplanne, wanneer ons funksioneer in die gemeente, is dit baie keer daai ouens wat, ons wil nie regtig hierdie ou luister nie, want weet die vraag wat hy vra is ongemaklike vrae, en ek het nie nou tyd oor hierdie goeters nie, maar dis die ouens wat ons ook dan moet luister. En as jy een van daai ouens is, hou aan om die vrae te vra. Hou aan om daardie akkurate feite te wil oor besin, want God het jou in die liggaam gesit met 'n spesifieke rol en 'n spesifieke funksie. Nou Thomas se sterkpunte was gewees dat hy kritiese vrae gevra. Dit het beteken dat hy seker goed bevraagteken. Dit het beteken dat hy gekom het en hy sê, ek wil die motief agter dit wat nou gesê en gedoen is, wil ek verstaan. Wat is die hart agter hierdie? Jy sien, baie keer het ons nodig om te sê, maar wat is die hart agter hierdie? Ek meen in 'n tyd waar daar soveel kennis oor ons gebombardeer word,
soveel videoetjies, soveel boodskappe, soveel preke, soveel teologiese sieninge, is dit nodig dat ons Thomas in ons lewens sal hê, wat saam met ons die vraag vra, oor hoe werk hierdie, wat se filters sit ons op, en Thomas kom baie keer met 'n filter, oor hoe lyk daardie in ons manier van dinge doen. Nou, daar's 'n gedeelte in Johannes 14, waar Thomas kom en hy 'n paar vrae vra. Hy kom en hy sê, Jesus kom en hy sê die volgende, hy sê, julle weet mos waarheen ek gaan, en hoe om daar te kom. Typies, Jesus kom en hy maak 'n stelling. Hy sê, julle ken my, en julle weet wanneer ek op pad is, julle ken die Vader, en ek gaan na die Vader toe. En nou kom Thomas, nou vra hy in Johannes 14 vers 5, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie, hoe kan ons die pad daarheen ken? Hoe logies is dit? Sê Here, as ons nie weet waar hy nou op pad is nie, hoe moet ons weet om daar te kom? Ek meen, Thomas se verstaan is, Here, u sê ons moet Kaapstad toe gaan, maar as ons nie weet waar hy gaan nie, watter pad moet ons vat? Daar is so hierdie feitelike manier van redeneer. Hy was nie ongelowig toe hy het gesê het nie. Hy het ook nie Jesus se woord in twyfel getrek nie. Vir Thomas was dit, okay, Here, ek wil saam met u beplan, ek wil saam met u redeneer, sê vir my, hoe moet ek verstaan? Wat die beginsel is? Wat is die feite? Hoeveel dae? Weet, hoe ver gaan dit wees? Hoe moet ons beplan in terme van kos? Maar kan jy nou dink, Thomas wat so redeneer, waar Jesus die broodjies en die visse vermeerder het, wat het deur Thomas se gedagte gegaan? Here, hier is 'n groot skare mense. En Jesus kom en hy sê, deel uit. Wat gebeur in Thomas se manier van dink? Here, hoe werk hierdie? Ek verstaan dit nie. En so kom die Here en hy daag Thomas uit om meer as net met wysheid en met feite te werk. Thomas dink ook bietjie in terme van jou loyaliteit. Net jou toewyding. Thomas, gaan jy wegstap of gaan jy deel wees van hierdie? Gaan jy betrokke wees by hierdie uitdeel van hierdie broodjies? Ook, maar waar lê die krag van die Heilige Gees? Wat se wonderwerke gaan God doen om hierdie te maak gebeur? Weet, en ek dink as 'n klomp van daai goed, ek meen, daar toe Jesus die storm stil gemaak het. Weet, Jesus lê in slaap en Thomas sê vir homself, as ek 'n projeksie moet maak, gaan hierdie bootjie verseker stukend geslaan word. Hy gaan op die rotse loop. Sy manier van dink, sy navigasie sê dit. Die wind is so sterk. Kyk waar ons op pad. Ek sien waar hy dinge maar wat doen die Here? Die Here maak die storm stil. Dink hoe Thomas gedink in sy manier van redeneer oor die natuurlike wetenskap. Weet, wat se krag en autoriteit moet daar in die stem van Jesus wees om te kan sê storm en wind gaan lê. So Jesus jaag Thomas nie weg nie. Hy verstaan van waar af kom Thomas en hy het nodig om Thomas deel van sy disipelskap proses te kan maak, deel van sy geselskap te kan maak, want sê Thomas, ons dink so oor die realiteit van hierdie goede. Nou kom Jesus en hy sê in vers 6 van Johannes 14, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy sien, as Thomas nie die vraag gevra het nie, het Jesus nie dalk hierdie fundamentele groot begrip kom neersit in die Christendom nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek meen, soveel keer word uitnodigings gemaak vir mense om hulle harte vir God te gee. En dan word hierdie teksvers gebruik. Ek meen, dis een van die teksverse of een van die woorde wat Jesus gespreek het, wat gemaak het dat hy gekruisig is. Hoe kan jy jouself gelykstel aan God? En hoe kan jy sê, maar jy gaan na die Vader, die goed maak nie sin nie. Maar Thomas vra die vraag, en wat beteken, Jesus antwoord daai vraag, en iewers skielik maak 'n klomp goed sin vir die mense wat geluister het. So, die Here praat met Thomas rondom dit. Jy sien, baie keer wil ons goed net van selfsprekend aanneem, maar Thomas kom en hy sê, ek aanvaar nie alles net van selfsprekend nie. Ek vra die vraag, al is dit ongemaklike vraag, want ek wil weet, daar's mense wat, ook soos ek is, wat feite nodig het, om sekere besluite te kan neem. So die Here daag Thomas uit, om te kan kom, en balans te kan hê in sy lewe, om te kan groei, in toewyding, maar ook te kan groei in die kragtige werking van die Heilige Gees. Die probleem met ouens soos Thomas is dat hulle het sterkpunte. Hulle vra die regte vraag, en partykeer ongemaklike vraag. Maar die ander kant is daar groei areas in mense soos Thomas se lewe. Jy sien, want Thomas het uitgemis op 'n verskriklike belangrike faset in die bediening saam met Jesus. En dit gebeur in Johannes 20, waar Jesus hom verskyn het aan die disippels nadat hy opgestaan het. En
Hulle kom aangehardloop en sê vir Thomas, Thomas luister, ons het Jesus gesien. En weet wat sê Thomas? Hy sê, as ek nie my hande gevat het, en in die wond van Jesus ingedruk het, en as ek nie met my vingers voel, daar die wonde aan sy hande nie, dit wat in sy, as ek dit nie sien en beleef nie, eerstehandse kennis en feite kry oor dit, kan ek dit nie glo nie. Jy sien, Thomas sê, gee vir my net die feite. Ek glo, maar gee vir my die feite. So, Thomas help ons om te redeneer en te verstaan hoe daardie gewerk het. Maar wat gebeur het is, Thomas kom en hy is nie deel waar Jesus homself openbaar nie. Hoekom hy nie daar was nie, weet ons nie. Maar hy het nie opgedaag nie, want hy het commitment gelek, nee, hy het toewyding gekort in sy lewe. En daar waar Jesus kom en hy blaas profeties oor die disippels en sê, ontvang die Heilige Gees, Thomas was nie aan ontvang kant vandaan nie, hy het nie gehoor toe Jesus gesê het, ontvang die Heilige Gees nie. So ewe skielik sit hy met 'n klomp feite op die tafel, maar hy het nie die totale prentjie nie, hy het nie die profetiese woord nie, hy het ook nie die belewenis en die ervaring van Jesus wat blaas nie. So, wat wil ek vandag vir jou sê, as jy Thomas is, dis goed en aanvaar hoe God jou gemaak het en is reg. Maar daar's groeiareas, toewyding en die hele beginsel van die werking van God se Gees in jou lewe. Is dalk areas waarin ons moet groei. Nou toe Jesus dit vir hom gesê het, kom hy en hy sê die volgende vir hom en hy sê vir hom, ons het die Here gesien. En wat sê Jesus? Nadat Thomas dit aanvaar het en dit gesien het, toe kom en hy sê, Here, my God. Jy sien die oomblik toe Thomas die feite het, toe verstaan hy, God is God. En die prentjie maak vir hom sin. En so is daar Thomasse in ons lewens, wat feite nodig het. En wat Jesus gedoen het, hy het nie Thomas weggejaag nie, hy het nie hom laat fokus op sy ongeloof nie, hy gee vir hom die feite. En Thomas kon kom, en hy kon homself belyn met dit wat God in sy lewe wil kom doen het. Ek lees vir jou vers 27, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en hou op om gelowig te wees, maar word gelowig. Kry jou feite reg, en wanneer jou feite reg is, Thomas, wanneer jy het verstaan, glo dan. En dis toe Thomas vir hom sê, my Here en my God. Twee vrae vir jou. Hoe groei ek wanneer ek 'n Thomas is in die werking van die Heilige Gees en hoe groei ek in toewyding? Bid. Kolossense 1 vers 9 sê die volgende: van die dag af dat ons oor julle gehoor het, hou ons nie daar op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy julle geestelike wysheid en insig aan julle sal gee, sodat julle heeltemal seker sal wees van wat hy wil hê. So bid vir wysheid en die Here sal dit vir jou gee. Jakobus 1 vers 5 sê, vra vir God as dit nie vir jou duidelik is wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal eenvoudig daardie wysheid gee en jou nie verwyd dat jy dit gevra het nie. So Thomas, vra vir God, hy gaan nie verwyd nie, hy gaan jou antwoord. En die antwoord wat hy vir jou gee, gaan vir jou 'n akkurate beskrywing gee van wie God is, en jy gaan in jou verhouding teenoor God, sal jy kan groei. Dan tweedens, ons begin met 'n nuwe woordskool kursus in ons kampus inskakel. Dis waar jy gaan ontdek, wat is jou persoonlikheid, waar lê jou gawes, waar lê jou passie, waar lê jou hart, hoe wil die Here jou persoonlikheid gebruik en jou ervaring, en in daai sal jy 'n beter begryp kan kry van waar en wie jy is en wat God wil hê wat jy moet doen. So ek wil jou uitnooi, bespreek op Church Suite, kontak ons en maak seker dat jy ingekoop is in hierdie inskakelproses, want so gaan jy kan verstaan dat as jy Thomas is, hoe God jou wil gebruik en waar pas jy in die groter prentjie in ons kampus in. Here, dankie vir Thomasse. Dankie vir manne en vroue wat die vraag vra. Nie altyd maklike vrae nie. Maar Here, wat ons help om te kan dink oor goed en te kan beplan en meer akkurate kan leef. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.